ons is in die einde van die eerste deel van wat Paulus vir ons verduidelik oor hoe die lewe werk. As ons hier na Romeine 1, Romeine 2 en nou die begin van Romeine 3 kyk, dan het hy vir ons gesê dat in hierdie wêreld is ons besig om God se waarheid te onderdruk en dit het gevolge. En ons soek allerlei verskonings om daaronder uit te kom, maar dis juis omdat ons die waarheid onderdruk dat ons dit doen. En dit laat dink my nou aan my neefie, wat so 'n paar jaar, is al baie jare gelede, ek was nog jonk geweest, hy was nog jonk geweest, jonk en sterk. Dat hy daar op die plaas wag vir 'n boer by sy plaas, hy het lorries gehad en het hy nou beeste rondgery met die lorries en so hy was daar by 'n plaas, was hy nou besig om vir 'n boer te wag om nou beeste te laai. En daar was 'n bobbejaan wat so in 'n hok, groot hok was, maar met lekker hoë oogies draad en boop is hy toe en die bobbejaan stap so aan die binnekant rond, was 'n groot bobbejaan. En dan steek die bobbejaan, ek sê die bobbejaan toe nou later aan daar by hom, en nou steek hy sy hand so deur die oogies draad, en dan sê vir my, hy wys dit vir my, moet nou sy hand kom krap. En hy het nou maar eers geïgnoreer, maar later dan toe besluit ek, kom ek krap tog maar. Jy moet my neefie ken, hy tel 'n lorry tyre op, met sy rim en al tel hy alleen op, so hy is sterk. En dis toe hy so aan hierdie bobbejaan so aan krap. Toe maak hy die bobbejaan net so, en hy vat hom vas. En hy begin trek. Maar hy sê, dit is nie dat hierdie bobbejaan nou haastig is nie. Hy maak net sy arm, hy maak hy reguit arm net so krom, so trek hom nou nader. En hy sê, hy weet hy is sterk. Maar hierdie bobbejaan trek vir hom, dat hy teen in hy oogies draad vas het, met al 4 sy hande en sy voete, so skop hy nou vas om weg te bly. Maar hierdie bobbejaan het hom tot teen in die oogies draad getrek. En dan, hy sê, daar's niks wat hy kan doen nie. Hy is magteloos. Totdat die bobbejaan se eienaar, die plaasboer nou weer gekom het en hom, aangekom het en hom kom haal het, en hy het net nie 'n katse kans gehad om los te kom nie. Toe die ou nou op die bobbejaan raas toe, los die bobbejaan om nou natuurlik. En die hele ding was 'n oordeelsfout aan sy kant gewees. Dat hy gedink het, hy is op dieselfde vlak as hierdie bobbejaan. Hierdie bobbejaan was duidelik nie op dieselfde vlak gewees nie. En dit is wat dit laat herinner my nou aan wat Paulus vir ons hier so sê. En hoe ons reageer daarop. Hoe wil ons graag self loskom uit hierdie penarie uit wat ons vir onsself geskep het. En die manier waarop ons dit doen is natuurlik dan om die waarheid te bevraagteken. Hierdie is nie presies soos wat dit veronderstel is om te wees nie, as ons luister na Paulus en in ons harte kom hierdie vrae op. En Paulus weet sommer wat ons as 'n verskoning wil gebruik. Die vrae wat ons gaan vra wat ons verskonings eintlik is. En 4 vrae duik op oor ons toestand voor God. Of miskien eerder ons 4 verskonings oor die toestand wat van nature voorkom, waarin ons onsself bevind. Eerste vraag is daar enige voordeel dan om God se woord te hê en God se teken, wat hier so spesifiek nou die besnydenis was, daai teken te hê. Is daar enige voordeel daaraan, Paulus? En dan gaan hy dit antwoord. En dan die tweede vraag wat hy het is, maak ons ongeregtige natuur voor God onregverdig in sy oordeel? Ons is mos van nature, so is dit dan nie onregverdig teenoor ons nie? As ons geoordeel word nie? Die derde punt wat hy maak is,
Hy vra die derde vraag wat hy voorstel, wat ons gaan vra, is, okay, so my sonde, laat God se waarheid dis goed lyk. So hoekom moet ek daarvoor geoordeel word? En dan die laaste een wat hy dan sê, wat ons dalk gaan vra, is daar dan enigiemand wat outomaties en beter en regverdiger voor God is, deur iets spesiaals te hê? En wat ons vandag wil verstaan is, nie net die vraag self nie. Ons wil weet, hoekom kom hierdie vraag hier voor? En hoekom moet Paulus ons so voorspring? Hy kon ons aangegaan het. Kom ons lees Romeine 3 vers 1 tot 20. En dan gaan ons so deur die teks stap vir stap. Romeine 3 vers 1. Het die Jood dan enige voordeel? Of het die besnydenis enige nut? Ja, baie, in elke opsig. Want in die eerste plek is die woorde van God aan hulle toevertrou. Maar wat nou? As sommige ontrou geword het, maak hulle ontrouheid God se getrouheid ongedaan? Hoegenaamd nie. Al is elke mens vals, laat God waaragtig wees, soos daar geskryf staan, sodat u reg bewys kan word deur u woorde, en u sal wen wanneer u geoordeel word. Dis nou God natuurlik. Maar as dit so is dat ons ongeregtigheid God se regverdigheid bewys, wat sal ons sê? Is God dan onregverdig? Ek redeneer nou soos 'n mens, dis nou presies wat hy vir ons sê. Wanneer hy sy toorn oor ons bring? Hoegenaamd nie, want hoe sal God dan die wêreld oordeel? Maar as deur my valsheid God se waarheid oorvloedig blyk tot sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as 'n sondaar geoordeel? Dit is tog nie soos wat ons belaster word, en so sommige ons dit in die mond lê, 'n geval van, kom ons doen die slegte, sodat die goeie daaruit kan voortkom nie. Sulke mense word met reg beoordeel. Wat dan? Is ons beter daaraan toe? Nou, die Jode praat in 'n spesifiek hiervan. Hoegenaamd nie. Want ons het reeds tevore Jode, sowel as Grieke, daarvan aangekla, dat almal onder die sonde is. Soos daar geskryf staan. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal. Saam met hulle het hulle waardeloos geword. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is nie selfs een nie. Hulle kele is oop graf. Met hulle tonge bedrieg hulle. Die gif van slange is op hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is op hulle paaie. En 'n pad van vrede ken hulle nie. In hulle oë is daar geen ontzag vir God nie. Ons weet dat alles wat die wet sê, gerig is aan diegene wat onder die wet staan, sodat elke mond die swye opgelê kan word en die hele wêreld voor God skuldig kan staan. Daarom sal geen mens op grond van die nakoming van die wet voor hom geregverdig word nie, want juis deur die wet ken ons die sonde. Weet waarvan ons praat. Hoekom? Want ons ken God se wet. Ons eerste vraag, dat Paulus hier vir ons
voorspring, is daar dan enige voordeel om God se woord en God se teken, die besnydenis of die doop, of wat ook al, dit te hê, is daar 'n voordeel? Vers 1 tot 4 sê vir ons dan, het die Jode dan enige voordeel, of het die besnydenis enige nut? Ja, baie in elke opsig. Want in die eerste plek is die woorde van God aan hulle toevertrou. Herinner jou daaraan, dat in daardie tyd was dit die Jode se voordeel gewees. Ons is 'n bietjie verwyderd van die situasie af, dit is nou al baie lank gelede. Maar vir hulle in daai tyd was dit direk, dit was hulle voordeel. Hulle was besny as verbondsteken van God, wat uit die Ou Testament het gekom het, wat nog hulle enigste Bybel is. En hulle het die Ou Testament geken, hulle het vir hom geken. Terwyl die Openbaring deur die woord iets vreemd was vir die heidene. Die wat nie Jode was nie, het dit nie lekker verstaan nie. Waar kom dit vandaan? So hulle het 'n voordeel gehad. So ja, daai voordeel was daar. Maar verskuil in Paulus se vraag hierso, is daar 'n, wat as ek ongehoorsaam daarin is? Wat dan? En dis waarna ons moet oplet. Die voordeel is, God vertrou ons met dit wat hy dink en wat hy ervaar. Dis sy openbaring, dis sy woord. Dis sy waarheid. En hy tekens daaraan gekoppel wat dit is. En vandag het ons dieselfde voordeel in die Bybel en in die tekens van die doop en die nagmaal. Ons het ons eie tekens gekry. Ons is in dieselfde bootjie as die Jode. Ons het 'n voordeel. Maar die probleem is, ons onderdruk daardie waarheid. Dis wat Paulus ons sover geleer het. Ons kan nie meer daarmee vertrou word nie, want ons onderdruk dit. Dis die probleem. En ons ontrouheid is verseker ook nie deur God se waarheid veroorsaak nie. Dis nie sy skuld nie. Dis ons wat dit verdruk. Dit het by ons begin, wat nie wou luister nie. En daarom moet ons na vers 3 en vers 4 luister. Maar wat nou? As sommige ontrou geword het, maak hulle ontrouheid, God se getrouheid, ongedaan? Hoegenaamd nie. Al is elke mens vals, laat God waaragtig wees, soos daar geskryf staan, sodat u reg bewys kan word deur u woorde, en u sal wen, wanneer u geoordeel word. God is reg. Ons is skuldig. Maar verander dit God se posisie? Nee. Paulus is baie duidelik daaroor. Hy sê nee. Dit verander nie God se reg oor ons en sy houding teenoor ons nie. Die reg wat hy het van die begin af, waar hy ons in liefde gelei het in die tuin, en waar ons daarteen gerebelleer het, hy waarsku ons daarteen, en dan ook sy houding teenoor ons daarna, hoe hy ons die hele tyd daarop attent maak, dat ons is besig om sy waarheid te onderdruk, ons maak vir ons grawe van onsself 'n gat. God verstaan die situasie reg. Hy weet wat is ons probleem. En hy het steeds die volle reg oor ons. Die feit dat ons sy waarheid onderdruk, vat nie sy reg weg nie. Hy kan dit nie verkeerd interpreteer nie.
Hy kan nie die situasie verkeerd interpreteer en verkeerd bewys word nie. Hy sal reg bewys word. God verander nie, al het ons verander. En ons moet dit raak sien. Hy bly getrou. En sy genade teenoor ons bly standvastig deur sy openbaring aan ons. Hy het nie opgehou om te praat met ons nie. Sy Nuwe Testament lê oop vir ons. Dis waar ons hierdie goed leer. So nou moet ons dieselfde na die volgende vraag toe aanstap. Paulus weet ons gaan nou weer iets uit die hoed uit trek en die volgende een wat ons uit die hoed uit gaan trek is, maak ons sondige natuur God onregverdig in sy oordeel. Want dit is mos nou ons natuur. Dis duidelik, ons is almal skuldig, maar maak dit dan nou God onregverdig in sy oordeel? Vers 5 tot 8. Maar as dit so is, dat ons ongeregtigheid God se regverdigheid bewys, wat sal ons sê? Is God dan onregverdig? Ek redeneer nou soos 'n mens, wanneer hy sy toorn oor ons bring? Hoegenaamd nie. Want hoe sal God dan oor die wêreld oordeel? Maar as deur my valsheid God se waarheid oorvloedig lyk, tot sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as 'n sondaar geoordeel? Dit is tog nie soos wat ons belaster word en sommige ons in die mond lê, 'n geval van, kom ons doen die slegte sodat die goeie daaruit kan voortkom nie. Sulke mense word met reg beoordeel. En ons sien hier sommer 'n paar vrae wat jy begin aan mekaar sit. Soos wat jy die een vra en hy antwoord hom vir jou, dan probeer jy die volgende ene. Is God onregverdig as ons wat van nature verval het deur sy waarheid te onderdruk? Is hy onregverdig as hy dit oordeel? Hierdie is tipies 'n menslike vraag. Want is daar dan geen regmatige voordeel voor God as ons in sonde gebore is nie? Dus kom ons dan so 'n bietjie van 'n voorsprong kry dan. Maar wat verwag ons van God dan? In vers 6. Hoegenaamd nie, want hoe sal God dan oor die wêreld oordeel? Dan moet almal net askies sê. Hoekom mag God nie sy reg oor ons uitoefen in genade en liefde nie? Want dis juis waaroor dit gaan. Sy oordeel is genadevol en liefdevol. Hoekom moet hy net wegstap en ons net so los? Want dis eintlik 'n implikasie hiervan. Kom ons, Here, gaan jy aan, ons sal aangaan. Jy kan ons nie oordeel hiervoor nie. Hoe kan hy dit doen? As hy lief is vir ons. En as hy genade teenoor ons wil toon. Kan God ooit onregverdig wees? Nee. En daarom val ons vraag in die eerste plek plat, uit mekaar uit. En wys eerder uit hoe ons God se waarheid steeds onderdruk. Ons vat deeltjies daarvan en ons wil hom nou manipuleer om ons net te verskoon. God is inherent nooit onregverdig nie, ons kan hom nie daarvan beskuldig nie. Hy kan nie onregverdig wees nie. En daarom sal sy oordeel altyd regverdig wees, en hy kan dit nie onttrek nie.
En nou soek ons nog 'n uitweg. Nou vra ons, okay, as God dan goed lyk, eintlik goed lyk as gevolg van my valsheid, waarom word ek dan nou nog daarvoor geoordeel? Vers 7. Bring ek dan nie eer tot God as my sonde, sy reinheid, sy goedheid ophef en dit aan almal duidelik maak nie? En nou hierdie was iets wat Paulus nogal van beskuldig was, klink dit vir my as ek die stuk so kyk in daai vers. Dat sy verduideliking van God se absolute genade oor ons net 'n verskoning was om verder te sondig. Gaan maar net aan. Jy is ons nou genade gegee, jy is vergewe. Gaan net aan. En so moet ons dan God se genade dan groter laat lyk en ons dra by tot God se grootheid. En Paulus gooi net sy hande in die lug op en sê, nee, God se oordeel sal altyd regverdig onderskeid tref en niemand te nakom nie. Jy moet besef wat jy doen. Jy onderdruk sy waarheid. En nou kan ek maar net hier in ons eie hoor. Nou gooi ons hande in die lug op en ons vra, nou is daar dan enige iemand wat regverdig is voor God, of ten minste daarom bietjie in 'n beter posisie is. Vers 9. Wat dan? Is ons beter daaraan toe? Hoegenaamd nie. Want ons het reeds tevore Jode, sowel as Grieke daarvan aangekla, dat almal onder die sonde is. Almal onderdruk God se waarheid. En leef daarvolgens. Die antwoord in vers 9 is nee. Want almal val regverdiglik onder die klag van God se waarheid, dat ons sy waarheid onderdruk. En God is regverdig. Hy gaan nie voortrek nie. En soos wat ons geleer het uit hierdie vorige stukke uit, dit is nie 'n werkestelsel of 'n tekenstelsel wat gaan help om 'n voordeel te kry nie. En dit is juis wat ons die hele tyd najag. Ons is mos gedoop. So dit moet 'n voordeel wees. Ek kan aangaan soos wat ek aangaan, ek is gedoop, so ek is okay. Of ek kom ons alles na wat nodig is om nagekom te word en daarna doen ek my eie ding. Dan moet ek mos reg wees voor God. Hoe nou? Kom ons spring net vir 'n oomblik na vers 18 toe, voor ons die volgende deeltjie doen. Want vers 18 sê vir ons, in hulle oë is daar geen ontzag vir God nie. Dis wanneer hierdie vraag gevra word, is dit wat duidelik raak. Dit maak dit duidelik dat ons toestand, hoekom ons juis God se waarheid onderdruk. Dis hoekom ons dit doen. Ons het geen ontzag vir God nie. Want ons het ons losgemaak van 'n verhouding met hom. En daardeur het ons ontzag vir hom verloor. Ons verstaan nie meer werklik wie God is nie. Hoe lyk so 'n toestand? Nou gaan ons terug na vers 10 toe. Vers 10 tot 12 gee vir ons 6 kenmerke van so 'n toestand. Kom ons lees hulle net, gaan hulle nie op hulle uitbrei nie. Vers 10. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal.
en saam met hulle waardeloos geword. Daar is niemand wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Dis die kenmerke van ons toestand. Dis hoe ons lyk. Wat veroorsaak dit? Wat is die uitvloeisels van so 'n toestand? Vers 13 tot 17 wys dit vir ons. Hulle kele is soos 'n oop graf. Met hulle tonge bedrieg hulle. Die gif van slange is op hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is op hulle paaie. En 'n pad van vrede ken hulle nie. Nou onmiddellik sê ons is natuurlik, maar ons is nie so nie. Maar dis die fondasie van jou hart hierdie. As die motief sterk genoeg is, sal jy so optree. Al ons vra of ons verskonings met hierdie kenmerke en die uitvloeisels as 'n fondasie. Hoe subtiel ons ook al daarmee omgaan. Ons ontken God. In ons oë is daar geen ontzag meer vir hom nie. En voel jy hoe die bobbejaan jou deur die oogiesdraad trek? Jy sit. Jy kan nie loskom nie. Hoekom kom hierdie vrae voor en hoekom moes Paulus ons voorspring? Hoekom het hy ons nie net eers gelos dat ons eers aangaan, hy sal later, ons kan maar later van hom vra nie. Hoekom spring hy ons voor? Want dit gaan oor ons hart. Ons houding is problematies. Dis is met daai bobbejaan. Ons houding is 'n oordeelsfout wat ons maak met God. Dink 'n bietjie daaroor. In ons praktiese lewe elke dag. Dink oor hoe ons mekaar ondermyn en mekaar veroordeel en net beter wees as Piet. En aan die ander kant is dit ek het hierdie goed nagekom of ek het hierdie tekens. Ek is mos 'n Christen. En ons wil voordeel trek. En as dit skeefloop, as dit verkeerd loop, as ons kwaad raak vir mekaar, ons begin geweld teenoor mekaar toepas, soos wat ons hier gelees het, die keel is 'n oop graf, jou tong raak bedrieglik, dis gif op jou lippe. Jy vloek, jy's vol bitterheid. Jy begin selfs daaraan dink om ou se lewe te neem. Dan wil ons omdraai en ons wil die resultaat daarvan op God plak as hy regverdig oordeel. Dan is dit onregverdig. Die antwoord is eintlik so eenvoudig en in vers 18. In hulle oë is daar geen ontzag vir God nie. Ons daaglikse optrede wys ons het nie ontzag vir God nie. En Paulus wil hê ons moet begin verstaan hoe ons nie ontzag het vir God nie. Want ons het ons losgemaak. Ons is nie naby hom nie. En nou wil ons probleme aan hom toeskryf.
wanneer hy reg daaroor oordeel. En Paulus som dit vir ons op in vers 19 tot 20. Vers 19. Ons weet dat alles wat die wet sê, gerig is aan diegene wat onder die wet staan. Sodat elke mond die swye opgelê kan word en die hele wêreld voor God skuldig kan staan. Dit moet duidelik word. Vers 20. Daarom sal geen mens op grond van die nakoming van die wet voor hom geregverdig word nie, want juis deur die wet ken ons die sonde. Ons weet, ons onderdruk God se waarheid. Nou weet ons dit. Dis hoekom dit vir ons duidelik gemaak is. Om ontzag te hê vir God is om te begin verstaan die wet, of dit nou ons natuurlike gewete se wet is, soos wat ons in die begin gesien het, of as ons geopenbaarde wet van God is. Die wet spreek ons almal aan sodat ons self ons verskonings kan besef en kan neerlê en kan erken ons het God se waarheid self onderdruk. Ons het weggestap. En 2, daarom kan niemand gered word of geregverdig voor God staan deur die wet na te kom nie. Dis nie die doel van die wet nie. Die waarheid bly nog steeds. God is ten volle reg. En hy het die volle reg daartoe om ons daarin te rig en in sy reg te lei vir ons gesonde onthaalwe. Nie andersom nie. Onthou wat die wet eintlik is. As Moses die 10 gebooie van die berg afbring, dan verduidelik daar so 'n kommentaartjie wat daar aangeskryf is in die Bybel, in Exodus. Dan noem hy dit, die 2 tafels word genoem die getuienis van God. Nie die wette van God nie, wat jy moet nakom nie. Dis die getuienis van God van wie hy is. Dit is God se getuienis oor homself. Dit is sy uitspraak dat hy genadig teenoor ons is en ons wil reg help as ons net wil luister. En ten daai tyd het die Israeliete klaar nie meer geluister nie. Hy is genadig as hy vir ons die wet gee. Want ons weet reeds wat sy waarheid is en wat ons onderdruk. En hy maak dit vir ons duidelik waarmee ons speel. Hy kon ons gelos het. Maar die laaste verse, vers 19 en vers 20, maak dit juis duidelik dat hy ons kom ontbloot en het duidelik wil maak waarmee ons besig is. En hy wil ons daar uitkry. Sodra jou verskoning wegval en jy ontbloot word voor hom, jy voel ontbloot en jy ontzag ontwikkel vir God se reg oor jou, jy begin dit verstaan. Dis wat Paulus wil hê. En jy besef sy houding van genade teenoor jou, in plaas van dat dit net hierdie wrede God is wat jou net wil straf. Dan is jy op die regte plek om gered te word. Nie voor dit nie. Net dan. Hy is nou reg vir die goeie nuus. En dis wat Paulus ons nou heen vat. Hy gaan ons nou na die goeie nuus toe vat.
Die goeie nuus dat net deur te glo, dat net Jesus sterk genoeg is en die gesag het om jou te red, daardeur sal jy gered word, deur geloof. Hoofstuk 1 vers 16 en 17. Ons definisie vir die evangelie. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat God se geregtigheid geheel en al op geloof berus. Sodat daar geskrywe staan. Soos daar geskrywe staan. Op grond van geloof, wie op grond van geloof geregverdig word, sal leef. Jou lewe sal begin. Daar bobbejaan van sonde, daar bobbejaan van onderdrukking. Gaan jou net laat los as die eienaar oor jou lewe, Jesus self, opdaag en jou verlos. Dis al. Kom ons bid saam. Here, ons het so nodig om hierdie te verstaan. Dat ons nie kan 'n uitkoms soek wat nie aan U behoort nie. Ons kan doen wat ons wil, Here. Ons kan verskonings gebruik soos wat ons wil. Dis duidelik dat ons vas is, dat ons staan op 'n plek waar net U ons kan red. En dis U hartsbegeerte. En daarom vra ons vanoggend, Here, slaan ons vrae plat. Slaan ons verskonings plat. Sodat ons net staat maak op Jesus Christus, ons verlosser. Ons dankie daarvoor. Dankie vir U seën. Dankie vir die eienaar wat ons kom verlos. Amen.